Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ek wil graag vandag oor 'n woordjie praat wat een of ander tyd aan ons almal se voordeure klop. En dis die woordjie eensaamheid. Miskien sit jy in 'n aftreeoord, jy's tussen mense, maar jy voel ontsaglik eensaam. Jy voel of die Here jou verlaat het. Jy voel of mense hulle rug op jou gekeer het. En die eensaamheid pak jou hier om die keel beet, dat jy soms in die nag voel jy kan nie asem kry nie. En in die dag weet jy nie wat om met jouself te maak nie. Nou daar's baie ouens in die Bybel wat dit ook ervaar het. Kom ek lees maar net een teks uit Psalm 25 van Dawid, wat Dawid gesê het, my oë is altyd op die Here gerig, want dis hy wat my voete uit die vangnet hou. En dan sê hy, my Here, sien my tog raak, want ek is eensaam, bitter eensaam en verstote. Ek is eensaam, bitter eensaam en verstote. Daar is studies wat gedoen is wêreldwyd, wat bepaal dat 1 uit elke 4 mense is eensaam. Want jy kan tussen 'n klomp mense wees, jy kan tussen 'n klomp kerkmense wees en ook eensaam voel. Dat dit voel of die eensaamheid jou hier om die strot beet gryp, en jy weet nie wat om te maak nie. En jy voel jy wil opgee met die lewe. Jy voel jy kan nie meer nie. Dr. Wiewet Murphy het onder andere in sy navorsing bevind dat 'n ou wat 40 sigarette 'n dag rook, loop dieselfde paadjie as 'n ou wat ly aan eensaamheid. 'n Gevaarlike paadjie. Want die eensaamheid kan jou wurg, kan jou aan baie negatiewe goed laat dink, kan jou op die ouend oor die rand stoot, dat jy die afgrond inval. Dat jy emosioneel eenvoudig in mekaar stort. Eensaamheid is baie gelyk aan depressie. En daar's miskien behandeling vir depressie, ja daar is, maar vir eensaamheid is daar nie pille nie. Dis iets wat jy self moet oorkom en moet verwerk en daardeur moet werk. Terwyl God vir ons in die Bybel sê, dit was Jesus se eie broer Jakobus wat skryf in Jakobus 4 vers 8, God sal altyd tot ons nader. God sal ons altyd wil opsoek en nader tot God en hy sal tot jou nader. God wil nie iemand verstote sien nie. God wil nie iemand in 'n toestand van eensaamheid en verlorenheid sien nie. Want God se liefde is te groot. W. Patrick het 'n boek geskryf oor loneliness. Loneliness, Human Nature. En daarin het hy aangedui wat se invloed die moderne tegnologiese eeu op mense het. Wat se invloed het die
tegnologiese tyd waarin ons leef, ek bedoel, gaan kyk maar, ek gaan nou nie baie in 'n restaurant toe nie, maar gaan kyk maar as 'n familie in 'n restaurant sit, as jy weer sien, is almal, die kinders en almal besig op die fone. Daar's niemand wat na mekaar kyk en kommunikeer en gesels en lekker kuier nie. Dis asof die kuier, die praat opgehou het. En elkeen is besig met sy selfoon. Ek wonder baie keer of hulle vir mekaar boodskappe stuur. Hoe gaan dit vanaand met jou pa? Ma, eet jy lekker? Ek weet op 'n stadium het my vrou dikwels die kinders so in die gesig gevat en haar hand so gehou en sê, kyk my in die oë, praat met my. Want ons vermy kontak. Ons is heeltyd op hierdie goed besig en ons is besig op die rekenaar. Die kuberruimte het ons eintlik ingesluk en ons het verval in totale eensaamheid. En die eensaamheid, sê dieselfde skrywer Patrick, die eensaamheid lei tot mense wat hulle self ooreet, mense wat dwelms begin gebruik, mense wat aan selfmoord begin dink. Want as jy so eensaam voel, dan voel jy verwerp. Dan voel jy word nêrens aanvaar nie, jy pas nêrens in nie. En die persentasie eensaamheid, dink ek, het veral baie groter geword na COVID. Want nou is daar baie mense wat nie ingaan werk toe nie, maar wat van die huis af werk. En as jy van die huis af werk, dan sit maar jy en jou rekenaar. Wat tog nie met jou terugkommunikeer nie, dis jy wat aan mekaar in hierdie skermpie vaskyk. Die kuberruimteverhoudings is oppervlakkig. Daar's geen diepgang nie. Ons het die laaste klomp jare het ons hoë mure om ons huise begin bou. Party ouens sien ek se klokkie werk nie eers by die voordeur nie, want hulle wil nie gesteer word nie. Los my. Ek wil eensaam wees. Ek wil alleen wees. Baie ouens praat met mekaar en sê, jong, ek het me-time nodig. Intussentyd het hulle voltyds me-time. Dis regtig so hartseer. Die navorsing wys dat die egskeidingssyfer in ons land het so invloed dat slegs 31% kinders het nog hulle ouers. Ongeveer 70% het nie meer hulle eie ouers nie, hulle ouers is uitmekaar het. Dis verskriklike getalle. En dan is dit kinders wat moet pendel van die een na die ander, die naweek hier en volgende naweek daar. Kan nie dink wat gaan deur daai kinders se harte en se koppe, se emosies. Waar word ek nou aanvaar? By pa die naweek of by ma die naweek? Waar word ek nie aanvaar nie? En al weet ek word by die een nie aanvaar nie, dan moet ek nou maar soontoe gaan, want die wet sê so. Eensaamheid. Ag, natuurlik is daar klomp Bybelse figure wat ek kan aanhaal. Dawid wat hierdie Psalm geskryf het in Psalm 25 wat sê, Here, ek is verskriklik eensaam. Ek is alleen. Dawid wat die eensaamheid ervaar het, toe hy skape opgepas het, onthou jy toe Samuel daar gekom het en een van die seuns van Isaak moes aanstel as koning, toe vra hy, maar waar is die ander, is daar nie nog 'n seun nie? Ja, sê hulle, maar ek kan dit maar vertaal, die hobo, die niks werd. Die regte woord is, die uitvaagsel pas skape op.
uitgestoot deur die res van die familie. Hy word die koning, as koning gesalf. Maar die uitvaagsel, die familie het hom gemaak, die uitvaagsel. Kan jy dink wat sy eensaamheid het hy beleef? Kan jy dink wat sy eensaamheid het hy beleef, toe hy moes vlug vir sy eie seun Absalom? Omdat Absalom hom verraai het deur die mense te soen by die poorte van die stad, en toe vlug hy, ek dink omtrent vir 10 jaar lang. Ek wonder of Dawid nie op 'n stadium gesê het, Here, maar is dit nie genoeg nie? Dink maar aan Elia. Na sy triomf van die Baal-profeet op die berg Karmel, dan Konings 18, toe vlug hy die woestyn in omdat hy hoor, Isebel wil hom doodmaak. Toe gaan lê hy onder 'n besembos en hy sê, Here, ek is alleen, ek wil nie meer lewe nie, maak U my dood. Natuurlik het die Here nie, want hy het vir hom nog kos gegee en hy het vir hom krag gegee om nog 40 dae te loop na die volgende punt toe waar hy met hom wil praat en 'n opdrag gegee het. Maar dink jy in wat het deur hom gegaan? 'n man van God, 'n profeet. Dink maar aan Jeremia, wat kom uit 'n profetehuis, uit 'n priesterhuis, en skielik kry hy die roeping as profeet. Hy's maar 'n seun van 18 jaar oud. Sy familie aanvaar hom nie, sy vriende aanvaar hom nie. Wie's die bogsnyter? En alleen moes hy die paadjie stap as profeet, wat vir die volk moes sê, wat vir hulle voorlê, wat met hulle gaan gebeur, as hulle nie die Here dien nie. Dis vir baie mense in so 'n leiersposisie 'n baie eensame paadjie. Want jy kan by niemand kla nie, jy kan met niemand praat nie, jy kan met niemand jou hartseer deel nie, want dan word na jou opgesien, jy moet die leiding neem. Intussentyd is daai persoon in die gat van eensaamheid. Moses het dit ervaar. Hy moes vlug uit Egipte land, die woestyn binne. Hy het alleen gaan skape oppas vir sy skoonpa Jethro. Hy het dikwels baie moeilike alleen tye gehad waar hy besluite moes neem met hierdie moeilike klomp Jode toe hulle getrek het in die woestyn. Gewonder dat hy op 'n stadium uit frustrasie nie met die rots gepraat het dat daar water uitkom soos die Here gesê het nie, maar dat hy die rots geslaan het, en juist daarom kon hy die beloofde land nie binne gaan nie. Ek het al gewonder, Here, was dit nie bietjie onregverdig nie? Moses het seker ook so gedink. Maar vanweë sy alleenheid, sy eensaamheid, ten spyte van die feit dat hy die leier was van die volk. Blaai na die Nuwe Testament en kyk maar na 'n man soos Paulus. Paulus wat in 2 Korintiërs 11 vir ons sy curriculum vitae uitspel van hoeveel keer het hy hoeveel houe ontvang, slapelose nagte, in gevare van rowers, in gevare van riviere, diepsee, dat hy gestenig is, dat hy hoeveel keer met 'n kats geslaan is, en by wie kon hy gaan kla? By niemand. Hy kon net by God gaan troos soek, maar dan moes hy seker vir God gevra het, maar Here my God, waarom het U dit toegelaat in my lewe? Kon U nie daai mense vasgevat het en gekeer het nie? Dink maar aan hoe ons baie keer voel, miskien op 'n Vrydagmiddag aand, miskien op 'n Sondagmiddag aand. Ja, dis tyd wat ek kan asem skep vir 'n week wat voor lê, maar Here, ek sien nie kans vir hierdie week nie. Ek is so alleen. Ek het nie eintlik mense wat my ondersteun en my moed inpraat nie. Ek wil baie keer net die bos invlug
en nooit weer terugkom huis toe nie. Eensaamheid is 'n nare spinnekop wat jou hier beet kry, wat voel of dit jou stadig maar seker verwrig. En iemand wat seker die grootste eensaamheid aanvaar het en wat dit uitgespel het, was Jesus toe aan die kruis gehang het en sê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Hier hang hy tussen hemel en aarde, onregverdig, onskuldig, stikkend geslaan, spykers in sy hande en voete. En hy roep uit, my God, ek is eensaam. Waarom het U my verlaat? Natuurlik het God ook seker geween, die Vader, geween oor sy seun, omdat hy ook intens betrokke was by die lyding van Jesus. Wat is die prys wat Jesus moet betaal, sodat ek en jy nooit as te nimmer van God verlate hoef te wees nie. Daarom sê Jesus vir sy disippels, ek gaan weg, maar ek stuur vir julle iemand anders, die trooster, die parakleet, die Heilige Gees, om altyd by julle te wees. Want Jesus weet, alleenheid gaan mense nie kan hanteer nie. Daar's 'n Mustakis wat eensaamheid definieer met een woordjie: leeg. Hy sê eensame mense voel leeg. Hulle voel dat niemand het vir hulle meer 'n gevoel, niemand het meer waardering wat hulle doen nie, en hulle voel net verwerp. Natuurlik is daar 'n ander sy van eensaamheid. Dis 'n positiewe eensaamheid waarvoor jy kies. As jy baie keer dalk 'n groot besluit moet neem, dan kan jy kies om dalk 'n paar dae alleen in die bos te gaan sit en daaroor na te dink en iets te oordink en te bereken en 'n besluit te neem. Maar as dit nie gaan dat jy met God worstel oor 'n besluit nie, dan kan daai eensaamheid raas in jou kop. Dan kan die eensaamheid later veroorsaak dat jy voel jy wil mal word. So dis 'n eensaamheid waarvoor jy kies, maar dan met 'n doel, om by God klarigheid en helderheid en duidelikheid te kry oor wat moet jy doen. Want jy kan dit nie doen daar waar die televisie aan is, en die musiek aan is, en jy besig is, en klomp vriende rondom jou is, ensovoorts, dan kan jy dit nie doen nie. Jy moet hierdie besluit geneem waar jy as te ware die Here se stem hoor. Vir wat is die besluit vir jou lewe? Paulus sê in Handelinge 11:27, die Here was nooit ver van my af nie. En hy is dit nou ook nie. Moses, wat ek net nou oor gepraat het, skryf in Deuteronomium 4, sê hy, Here, U is by my, ek weet dit. Ek het daai aanvoeling. Dawid skryf, Here, U is met my. Paulus sê, omdat U met my is, loop ek 'n bendestorm, spring ek oor 'n muur. Want die teenwoordigheid van God by my, die wete dat God by my is eenvoudig net, gee vir jou diep innerlike krag. In die stilte ontdek ek God.
En ontdek ek God was nog altyd daar, en ontdek ek wat beteken dit in Matteus 1 as daar staan, vers 25, hy is Immanuel, God met ons. En aan die einde van die evangelie van Matteus, hy is Immanuel wat by ons sal wees tot aan die einde van die dae. God wil homself nooit onttrek van ons nie. Dit moet jy weet. Ja, daar stel jy wat jy so voel. Wat jy wil uitroep, maar Here het hier my ook verlaat. Hy verlaat jou nooit as te nimmer nie. Maar is daai eensaamheidsgevoel wat jou wil wurg en jou sit in 'n gat van diepe depressie. Maar as jy besef, God verlaat jou nie, as jy tot daai insig kom, dan kry jy nuwe moed. Want die Here is regtig by jou. En die Here verander eensaamheid, mooi luister mooi, die Here verander eensaamheid in gemeensaamheid. Dat daar gemeenskap, dat daar 'n verhouding met God is, wat so intiem en sterk is, dat dit my dra. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U beloof het, U gaan U nooit van onsself onttrek nie. U is altyd by ons, met ons, tot aan die einde van die dae. Al voel ons soms, Here, of ons van God verlate is. Al voel ons soms, ons kan dit nie meer maak nie. Die nagte is te lank en die dae is te lank. Ons voel verstote. Dat ons vlug na U toe, wat ons nooit sal wegstoot nie, wat ons nooit sal stilmaak as ons klaar nie, wat altyd vir ons omgee en vir ons lief is. Ek bid vir 'n klompie mense so Stoffel wat elke dag sy vroutjie na dele moet besoek, dat U vir hom ook sal krag gee in die tye wanneer hy alleen is. Vir Grieta wat kanker het en Koenie wat daar by staan, wees met hulle asseblief. Vir Tannie Susan Estreisen, Tannie Susan Besuidenhout, hou hulle styf vas in die holte van die hand, o Here, en maak hulle bewus van U teenwoordigheid en U liefde. Dankie Here dat ons op U kan reken. Ag, ek dink aan Koos Barkhuisen. Wil U ook met hom wees en hom regtig genees, Here, asseblief. Ek dink aan 'n ma en haar seun wat deur die beproewings gaan, en alhoewel daar soms opflikkerings is dit 'n moeilike, eensame pad. Geef hulle krag van dag tot dag. Here, in elkeen van ons se lewe is daar sulke tye wat 'n mens verwerp voel, uitgestoot voel. Geef vir ons krag daarvoor. Geef vir ons en maak vir ons bewus van U liefde en U bystand. En soos daar heelwat mense wat familie en vriende verloor het, en dit kan vir hulle in 'n geweldige krisis dompel. Soos daar baie mense wat dalk nou luister wat eensaamheid intens ervaar. Here, sit U hand op hulle skouer. In Jesus naam. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat weet hoe jy voel, en die liefde van God, wat omgee oor hoe jy voel, en die Heilige Gees wat krag gee vir jou eensaamheidsgevoel, met jou en met my wees. Amen. Mag het 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van julle wees. Totsiens.